Was niks groter as u heerlikheid nie. Dankie Jesus, vir die lewe, vir die offer, vir die bloed, vir die patroon, wat U aan ons elkeen gegee het. Ek gaan vra terwyl ons so staan, dat jy net jou nagmaal sal uithaal. Hierdie is die gepaste oomblik. Thank you Jesus. Thank you, Jesus. As jy kan bly staan, wil ek jou nooi om te bly staan, terwyl ons dit saam gebruik. Here, ons dankie vanmôre dat die liggaam gebreke is vir elke een van ons, sodat ons kan heel wees. En daarom spreek ons vanmôre, Here, oor elke huishouding wat gebreek is vanmôre. Elke verhouding wat gebreek is, Here, elke bankrekening wat gebreek is. Elke omstandigheid wat gebreek is. Here, en ons spreek U naam. Die naam bo alle name. Die naam aan wie daar gekoppel is. Alle mag in die hemel en op aarde. En so vanmôre het ons deel aan hierdie mag. En die gee net vir ons, U liggaam, wat gebreek is. Sodat ons kan verklaar, verandering, lewe, lig, sodat ons kan verklaar, voorspoed, sodat ons kan verklaar, deurbraak, sodat ons kan verklaar, genade op genade. Thank you Jesus. Kom ons eet saam. En vanmôre kom getuig U bloed en sê dit is volbring. Die offer is volbring. Dit is klaar. En so kom U bloed vanmôre, Here. En dit wat ons verklaar het nou net, wat gebreek was en verander is. U bloed kom bekragtig het. Thank you Jesus. Thank you, Jesus. Daar sê. Geliefdes, kom ons neem ons sitplekke. Ekskuus, ek het nou 'n ander mikrofoon. Dankie Jesus.
vanmôre noem Andrei iets en hy sê, en sy soem vol die tempel. En soos hy het sê, sien ek net die kleed van Jesus beweeg hier in en ek gryp sy soem. Ek sê, Here, ek wil nie mis wat U in store het vir ons nie. Wil nie mis vir dit wat U wil doen nie. En ek ervaar net in my hart, daar's 'n ding wat ek in my gees hoor vanmôre, en dis deurbraak op deurbraak. Hoor wat ek sê vandag vir jou, deurbraak op deurbraak. En ek wil hê, jy moet dit gou saam met my net sê, deurbraak op deurbraak. Jy sien mense, ons moet leer om ons stem te gebruik. Ons stem, ons mond. Ons kan hierdie mond vir baie dinge gebruik. Maar as ons dit gebruik om lewe te verklaar, om lig te bring, om deurbraak te bring. Ja, ek hoor deurbraak op deurbraak. Nou, ek weet nie of jy al in die Bybel opgetel het nie, ek het dit nou al seker genoem iewers, maar Jesus praat op 'n stadium en ons gaan dit eintlik nou lees. Jesus praat op 'n stadium, hy praat met Nikodemus en hy sê, voorwaar, voorwaar. Het julle al gehoor Jesus het jy al raak gelees dat Jesus het sê? Het Jesus gehakkel? Hoekom herhaal hy homself? Want ons bid, Onse Vader wat in die hemel is. Ons bid, laat U naam geheilig word. Ons bid, laat U koninkryk kom. Ons bid, laat U wil geskied, soos in die hemele, so ook op die aarde. En Jesus kom en hy sê, voorwaar, voorwaar. Soos in die hemele, voorwaar. So ook op die aarde, voorwaar. Vanmôre voel ek deurbraak op deurbraak. Soos in die hemele, so ook hier vanmôre op aarde. Deurbraak op deurbraak. Voorwaar, voorwaar vir jou. Ek wil jy moet dit vat. Maak dit gou jou oë toe. As jy dit moet vat vanmôre, moet dit nie mis nie. Gryp dit vas. Gryp dit vas. Deurbraak op deurbraak. Amen. 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 Wow. Ek onthou toe my kinders klein was. En dan kyk ek so vir hulle. En dan dink ek, Here, kan ek nog liewer wees vir hulle? En dink ek, daar's net nie meer liefde wat ek kan hê nie. En weet jy wat, net 'n rukkie daarna, dan voel jy net, yes, hier's nog liefde. Hier's net meer liefde. En dis wat ek ervaar as ek hier Sondag saam met julle is. Ek ervaar die teenwoordigheid van die Here so intens. En ek soms vra, Here, kan daar meer wees? Net tot by die volgende keer. En dan is daar net meer. En net meer. Romeine 11 vers 33 praat en hy sê, o diepte van die rykdom en die wysheid van God. O hoe diep is sy rykdom, o hoe diep is sy wysheid, o hoe diep, diep, diep is sy teenwoordigheid. Amen. Ek wil vanmôre aangaan met ons reeks. Ek weet hierdie is baie belangrik dat ons hieroor moet praat.
Is my stem reg daar agter kan almal my mooi hoor? As jy my nie hoor nie, steek jy jou hand op. Maar dit sal bewys wees dat jy my eintlik kan hoor. Maar kan almal my mooi hoor? Waai net so vir my asseblief as dit reg is. OK. As klank maar nou dop, as ek sagter praat, is dit 'n bietjie harder. OK. En ek wil bietjie deel 2 met jou deel wat koninkryk aanbetref. En ons het verlede week het ons begin en ons het gepraat oor verhouding. En vanmôre wil ek hê ons 'n bietjie gesels oor gehoorsaamheid in die koninkryk. So blaai saam met my asseblief na Johannes 3. En hier is 'n baie bekende gedeelte. En hy sê in vers 1, daar was 'n man uit die Fariseërs met die naam van Nikodemus, 'n owerste van die Jode. Hy was nie net 'n gewone Jood gewees nie, hy was nie net 'n gewone Fariseer nie, hy was 'n owerste, wat beteken, hy was oor Fariseërs gestel. Hy was oor die volk gestel. Hy was 'n leier. Vers 2. En hy het in die nag na Jesus gekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat u 'n leraar is wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens doen wat u doen as God nie met hom is nie. Okay. Net tot sover wat ek wil lees. Want ek wil hê ons moet eers fokus op dit wat Nikodemus sê. Nikodemus kom en hy gee erkenning en hy sê, Rabbi, ons kan sien, hier's iets anders. Hy sê ons kan sien dat wanneer jy praat jy met autoriteit. Ons kan sien dat wanneer jy praat, is daar krag. Ons kan sien dat wanneer jy praat, is daar lewe, is daar lig. Verder sê hy, en niemand anders kan hierdie tekens doen nie. Maar op een voorwaarde, net sy van God afkom. En dit was waaroor hierdie afspraak gegaan het, en dit is hoekom Nikodemus 'n afspraak met Jesus gemaak het, al was dit in die geheim gewees. Hy wil uitvind, wat gaan aan? En kyk wat antwoord Jesus hom. Jy kan saam met my lees in jou Bybel, die skrif is nie verder op die bord nie. Hy is op die bord, ekskuus, hy is daar. Lees gou saam met my vers 3. Jesus antwoord en sê vir hom, ekskuus, ek kan nie hoor nie. Voorwaar, voorwaar. Hy sê, ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie. Wat het Nikodemus vir Jesus gevra van die koninkryk? Gaan na vers 1 en 2. Al wat Nikodemus doen is, hy sê, ek kan sien jy praat en jy leer, so jy moet 'n leraar wees. Klank is hier reg. Hy sê, en soos wat jy leer is daar krag. Hy sê, en daar's tekens wat volg wanneer jy praat. Hy sê, hoe gebeur dit? En wat antwoord Jesus hom? Hy sê, kom ek vertel jou meer van die koninkryk. Jy sien, en ons het gegaan en hierdie gedeeltes gemaak oor wedergeboorte en oor doop. En eintlik lê dit die hele tyd voor ons. Jesus antwoord vir hom en sê, kom ek vertel jou 'n bietjie meer van die koninkryk. En dit is nog altyd dieselfde, daai skrif, daai gedeelte het nie verander nie. Hy is nog altyd dieselfde. Maar ek voel dat die Here besig is om ons harte voor te berei vir koninkryk. Dat ons koninkryk sal verstaan.
Laat ons die boodskap van Jesus sal verstaan. Laat ons dit nie sal verstaan deur 'n filter van 'n genootskap of 'n organisasie of 'n prediker nie. Laat ons dit verstaan soos wat die woord dit vir ons sê. En wanneer ons vanmôre oor koninkryk praat, wil ek hê jy moet iets vasgryp in jou hart en ek wil hê jy moet daaroor bid. Ek wil hê jy moet die aangesig van die Here gaan soek hieroor. Ek wil hê jy moet net tevrede wees oor wat jy vanmôre hoor nie. My gebed vanmôre is dat dit wat jy vanmôre sal hoor, dat jy dit in jou binnekamer sal invat en sal sê, Heilige Gees, leer my. Leer my koninkryk. Ek verstaan nie, leer my. Ek kyk na wat Nikodemus vertel en weet jy wat, as daar iets is wat ek mis in die kerk vandag, man, ek sien, daar's baie kerke wat baie boodskappe het en ek dink in 'n mate het ons as mens dit goed reg gekry om mense bymekaar te bring en vir hulle die woord te gee, maar wat ek mis is die gedeelte wat Nikodemus verwys na, want niemand kan hierdie tekens doen behalwe as hulle nie van God afkom nie. En het die kerk ongelukkige plek geword waar mense voel, jy weet, ons moet 'n lekker ervaring hê. Die byeenkoms moet ten minste 'n lekker ervaring hê en dit is genoeg wat ons nodig het vir kerk. Ek kyk so 'n bietjie oor wat in die wêreld aangaan en daar was 'n geleentheid waar megakerke werklik waar, jy weet, jy gaan dit net gegroei en gegroei en gegroei. En dan kom toe 'n stadium waar dit so gegroei het dat mense agterkom, jy weet maar, waar gaan ons van hier af? En iemand het gegaan, iemand van 'n groot megakerk, ek wil nie name noem vanmôre nie, want dan klink dit asof ek neerpraat en dit is glad nie dit nie. Ek wil net oor die algemeen praat. Iemand van 'n megakerk, 'n groot megakerk het gegaan en gesê, ons groei in getalle, hoe meet dit op in vergelyking met ons geestelike groei en persoonlike groei in ons verhouding met die Here? En hulle het agtergekom, ten spyte van die groei wat hulle beleef het, in getalle en in grootte en in geboue wat net bygevoeg was en verskillende dinge wat hulle gedoen het, was die reaksie van die mense gewees, dat hulle nie regtig geestelik groei nie. En dit laat my by die vraag uitkom, wat ek vra, Here, ons as gemeente, hoe doen ons? Hoe effektief is ons as gemeente? Here, hoe effektief is ek as pastoor? En vanmôre wil ek hier moet hoor dat ek glo dat as ons oor koninkryk praat, dan moet ons verstaan dat dit nou nie meer gaan oor die pastoor wat soos Moses is, nê, en die volk lei nie. Dit was in die woestyn gewees. Jy sien, maar God wil hê jy moet nou oorbeweeg. Waaraan sal ons die gemeente se effektiwiteit meet? Sal ons dit kan meet op grond van musiek? Of die departemente? Hoe gaan ons dit meet? Jy sien, al hoe ons die gemeente se aktiwiteit gemeet is as elke ene en my en Kleis vir onsself vra, leef ek werklik my roeping uit? In die gemeente? Of is ek net hier, want ek het 'n lekker ervaring, experience? Dis al hoe ons dit kan meet.
En dit klink nou asof ek nou kwaai is vanmôre en glad nie, asseblief nie, moet dit nie so sien nie. OK. Maar ek weet God het 'n plan vir hierdie gemeente. Ek weet God het 'n plan met hierdie gemeente in Potchefstroom. Ek weet dat hierdie plan wat God het met hierdie gemeente en met Potchefstroom, hoor mooi, sluit ons almal in. En daarom moet ons geaktiveer word. Kom ek gaan aan met die woord. Vandag is die vraag gevra sou word, jy weet, gaan doen 'n bietjie toets en vra vir mense wat jy weet Christen is en vra vir hulle wat is koninkryk. OK. Jy hoor wat sê hulle vir jou. Jy weet, jy moet nie verbaas wees as mense vir jou sê, ek het 'n idee wat is koninkryk, maar weet, maar as daar een ding is wat ek weet, my pad is ten minste oop hemel toe. Halleluja. OK. Jy sien, en die probleem wat ek het met so 'n gedagte, is dat jy kan op pad wees hemel toe, en jy kan heeltemal jou doel hier op aarde heeltemal mis, vir waarvoor God jou gemaak het. En dis eintlik hartseer. Jy weet, ek kyk na Johannes 17 vers 3, selfs Jesus sê vir die Vader, hy sê, Vader, die werk wat U my gegee het om te doen, het ek volbring. Jy weet, en toe ek het raak gelees het in die woord, toe besef ek net, Here, ek wil nie mis dit wat U wil hê ons moet doen nie. Ek wil dit nie mis nie. Hoekom het U ons hier op aarde geplaas? Jy weet, as ons enigste doel hier op aarde is om hemel toe te gaan, skiep aarde, man. Sip. Reguit. Dit is kortpad. Maar dat ons moet verstaan, dat ons hier is, vir 'n rede, verseker. Jy sal met sekere mense praat en sê, wat dink jy is ons doel hier op aarde? En hulle sê, man, sodat ons hel op aarde kan deurmaak. Ja? So ons bietjie gesaffer, dat ons skoon kan uitkom en hemel toe gaan. En ek wil hê jy moet hoor vandag, dit is glad nie wat in God se hart is nie. Jeremia 29 vers 11 sê die Here, want ek weet wat sy gedagtes hy kan gaan na jou koester spreek, Here. Gedagtes van vrede, nie onheil nie, om vir jou 'n hoopvolle toekoms te gee. Jy sien, as dit die rede was, hoekom Jesus vir ons gesterf het hier op aarde, dan wil ek sê, arme Jesus. Maar as Jesus kom sterf het vir ons, sodat ons verhouding herstel kan word, met die Vader, sodat ons weer in lyn gebring kan word, met dit wat ons verloor het, as gevolg van die sonde wat plaasgevind het, dan wil ek sê, dankie Jesus, ek vat dit. Verlede week het ek met julle gepraat oor die begin van koninkryk en ons het gekyk waar het dit begin? In die begin, toe God die mens gemaak het. Ek het vir julle gewys hoe belangrik dit is vir ons om in verhouding te staan. En dat God se begeerte nog altyd was, dat ons in verhouding moet wees met hom. Nie deur iemand anders nie, in verhouding met hom, direk. God wil met jou praat. Hoor kind van God, God wil met jou praat. God wil persoonlik met jou praat. God wil persoonlik vir jou, weet jy, ek kan vanmôre kom en ek kan vir my seun sê, ek is lief vir jou. Ek kan dit vir hom kom sê. Ek kan vanmôre vir hom sê, hoorie, Adel is lief vir jou.
kan sien, sy, jy weet, as julle saam is, en hoe sy vir jou, sy is lief vir jou. Maar as sy dit vir jou self sê, kyk, as my vrou vir my kyk, nee. In my oë kyk, nee. My knie word nog 'n bietjie lam. Jy weet, as sy vir my sê, jy's ek's lief vir jou. Dit is iets anders. Nou, hoekom sal ons nie wil hê dat God met ons moet praat nie? Hoekom sal ons dit nie wil hê om in verhouding met hom te wees nie? Hoekom sal ons nie sy stem wil hoor nie? Hoekom sal ons nie sy teenwoordigheid wil voel? Wanneer dit voel, die wêreld val in mekaar, nee. En hy kom net in en hy kom, hou jy net so vas. Hou net alles by mekaar. En hy sê, ek is met jou. Ek sê jou nie los nie. Ek sê jou nie los nie. Jy sien, verhouding. Maar dis die een kant. Jy sien, maar die ander kant van koninkryk is gehoorsaamheid. Jy sien, want daar's iets wat jy moet verstaan rondom koninkryk. Jy moet verstaan wat is koninkryk. En as ek praat van koninkryk, ek meen, wat het Jesus gesê? Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Wat het Jesus bedoel toe hy gesê het? Hy sê bekeer jou. En wanneer hy sê bekeer jou, dan sê hy eintlik vir jou, jy moet jou denke verander. Want dit wat jy sien en dit waaraan jy gewoond is, dit wat hierdie wêreld vir jou gee, daar's iets anders. Daar's iets hemels. En daarom sê hy in Matteus 4 vers 17 sê hy, sê bekeer jou, want die koninkryk van die hemele het naby gekom, is nou hier, is binne jou bereik. Jy sien, en Jesus praat daaroor. En in Matteus 5, dan het ons die saligsprekinge vir die bergpredikasie. Na die bergpredikasie praat hy van hoe hy sorg, hoe ons Vader sorg vir voeltjies en die grasies en alles, en wat so mooi is op aarde. Hy sê, waaroor bekommer jy jou? En dan kom jy in Matteus 6 vers 33, waar hy sê, maar soek eers die koninkryk, en sy geregtigheid, en al hierdie goed sal vir jou bygegee word. Hy maak 'n onderskeid tussen die koninkryk van dit wat ons gewoond is hier op aarde, en hy sê, maar daar's 'n ander koninkryk, wat op 'n ander stelsel werk. En vir ons as God se kinders, is daar die stelsel. Die koninkryk van God is vir God se kinders. Jy sien, maar nou is daar mense wat hemel toe gaan, maar hulle lewe op aarde is hel. Is dit wat God wil hê? Is dit die koninkryk wat hy van praat? Of is dit die koninkryk waarin ons vashou? Jy sien, daar's te veel kinders van die Here wat gebukkend gaan onder die mag van die vyand, onnodig. Terwyl ons autoriteit het, om vir die duiwel te sê, en ekskuus nou maar vir die woord, voetsek. Want jy hoort nie hier nie. Hier is nie jou plek nie. Ek gaan my gedagtes reg kry. Dit is hoekom Jesus sê, kry jou gedagtes reg. Gaan nie toelaat dat hierdie goed gebeur nie. In Romeine 12 lees ons, in die eerste vers sê hy, ons gaan hom nou op die bord kry. Hy sê, ek vermaan julle dan broeders, en dis Paulus wat praat, hy sê dat julle liggame stel as 'n lewende, heilige, aan God welgevallige offer. Hoekom? Hoekom vra Paulus so mooi, stel jou liggaam as 'n offer teenoor God?
Jy sien, want wat hy sê is, hy sê ons moet in lyn kom met dit wat God wil hê. Matteus 6 vers 33. Soek eers die koninkryk van God en welgevallige offer. Stel jou liggaam as 'n lewende, heilige, welgevallige offer. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Hy sê nie soek die koninkryk van God of sy geregtigheid nie. Paulus kom en hy sê ek vermaan julle broeders by die ontferming van God dat julle liggame stel as 'n lewende, heilige en God welgevallige offer. Hierdie koninkryk wat Jesus vir Nikodemus verduidelik, jy sien, daar's iets wat saam met dit loop. Elke koninkryk het reëls. Elke koninkryk het 'n koning. En in elke koninkryk kan jy nie vir die koning sê wat jy wil hê nie. En hoe hy moet dit doen nie. Jy kan dit miskien in godsdiens doen. Maar in die koninkryk van God, hoor, is dit nie die lidmate nie, want daar bestaan nie lidmate in 'n koninkryk nie. Dit's burgers, landsburgers. En as 'n landsburger, leer die woord ons om die wette van die land te eer. En so kom God en hy sê in hierdie koninkryk van my, is daar 'n manier hoe goed gedoen moet word. En die keuse is in ons hande of ons gehoorsaam is aan dit of nie. Maar Jesus sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, so die manier van hoe ons dit doen, gaan bepaal wat gaan gebeur. Jy sien, ek kan nie sê, ek is 'n landsburger van Suid-Afrika, en ek gaan na Engeland toe, en ek klim daar in 'n voertuig, en ek ry in daai voertuig, en ek weet nie of hulle speedkops het soos ons, maar glo hulle het verkeersbeamptes, jy weet, en die verkeersbeampte trek jou af, en hy sê vir jou, wys my jou lisensie, en hy gee vir my Suid-Afrikaanse lisensie. En ek gaan vir sê, so what's this? Nee, ekskuus, hy gaan 'n ander aksent hê. Ek kan nie so praat nie. Hy gaan sê, wat moet hy hiermee doen? Ek sê, ek het my toets geskryf, ek het hom geslaag. En ek het lank aan die toue gestaan om hom af te gaan haal. Hy gaan vir sê, dit beteken absoluut niks. Jy's in 'n verkeerde land, op 'n verkeerde plek, met 'n verkeerde lisensie. Dit werk nie hier nie. En so probeer ons in die koninkryk van God, op 'n verkeerde manier, by God se beloftes uitkom. En dit wat hy vir ons in stoor het. En ek wil vandag vir jou sê, daai kaartjie werk nie hier nie. As jy vir God wil sê, nadat hy vir ons duidelik sê wat om te doen, ek sal dit op my manier doen. Daai kaartjie werk nie. So kom ons kry ons verhouding reg. Maar kom ons maak 'n keuse om gehoorsaam te wees aan sy woord. Om wat hy sê. Matteus 28 vers 19 is die groot opdrag wat Jesus vir ons gee. En hy sê, gaan dan heen en maak disippels van alle nasies. Okay? En doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en Heilige Gees. Jesus praat met sy disippels. Hy sê, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. So kom ons sal net gou die prentjie van die groot opdrag weg. En kom ons kyk na wat sê Jesus hierso woord vir woord eintlik. Hy sê, gaan heen. Hy sê, maak disippels.
Hoe maak jy 'n disipel? Jy sien, om 'n disipel te maak, moet jy verstaan, wat beteken die woord disipel? Die woord disipel is afgelei van die woord dissipline. So om 'n disipel te kan wees, beteken dit, ek moet aan 'n sekere mate van selfdissipline, 'n koninkryksdissipline voldoen, om 'n disipel van die koninkryk te kan wees. Amen. En wanneer hy sê, gaan dan julle maak disipels, dan sê hy, vat hierdie dissipline wat jy het, en maak dit vas in iemand se lewe. Hy sê, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Hy sê, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Jy weet, hierdie klink amper vir my so dieselfde soos Joshua 1, wat die Here vir Joshua sê, be strong and courageous, wees sterk en volmoed, maar hierdie wetboek mag nie uit jou binneste uit weggaan nie. Moenie links of regs daarvan afdwaal nie. Kies om gehoorsaam te wees aan dit wat jy moet doen. En leer hulle om alles te onderhou. Kerk? Ons sê die wyse en die dwaase man, hulle altyd bou 'n huis. Die een se huis bly staan en die ander een val. En die storie agter hierdie is waar Jesus vir hulle vertel, kom ek wys jou, hoe is iemand wat na my woorde luister en dit? En kom ek wys jou, hoe is iemand wat na my woorde luister en kies om dit nie te? En eintlik kom gehoorsaamheid reg deur. Ek wil vir jou sê, as kind van God, moet daar eintlik geen verskoning wees oor hoekom ons nie doen wat die woord sê nie. As kinders van God. Jy sien, wat maak my 'n kind van God? Kom staan gou hier langs my. Dis my kinders. Net hier so in die middel staan. Kan julle sien, hulle is my kinders? My hare is mooier gekam as syne. En julle kan sien, hier is my kinders. Sien, want dit is iets wat wys. My neus is die grootste, ek weet. En my ore is die grootste, ek weet. Maar die ander goed wys. So as jy my kind sien in die dorp, en jy sien hom met 'n blikkie bier in die hand, hoe gaan dit vir jou lyk? Jy gaan iemand anders sien met 'n blikkie bier in die hand, maar dit gaan nie jou pla nie. Maar sien een van hulle met 'n blikkie bier? Of iemand wat 'n lekker skuif trek? Watch it. En jy gaan dan kyk en jy gaan sê, jy kan nie glo wat het ek gesien nie, hoor. Yes. Pastor Gawie se kinders. Sê, okay. Dit wys. So wat moet wys as kind van God? Wat moet wys? Ek is trots op hierdie seuns. Hulle hou nie altyd daarvan as ek vir hulle sê wat om te doen nie, veral nie gras sny nie. En ek het al die stories gehoor en Jaden op 'n stadium sê, "Pappa,
ons is die enigste seuns in hierdie hele wêreld wat met gras sny. Ek sê, good for you. Good for you. Jy's my kind. Jy gaan gras sny. As kind van God, gaan dit wat ons doen, wys wie ons is. En hoe ons kies om gehoorsaam te wees. Wat het die ark so wonderlik gemaak wat Noag gebou het? Dink 'n bietjie hieraan. Het Noag sy eie plan saamgetrek? Gesê hierdie bootjie behoort groot genoeg te wees? Wat het die tent van samekoms so indrukwekkend gemaak? Het Moses hierdie plan self opgetrek? Wat hierdie ark so indrukwekkend gemaak het, was dat Noag gekies het om volgens die plan te bly en te bou. Wat die tent van samekoms so indrukwekkend gemaak het, was Moses wat gesê het, Here, ek gaan alles doen soos wat ek sê, en iemand wys my nou, kyk al die detail. En die Here gee vir Moses opdrag en sê, kry vir jou manne, laat ek hulle bless, met my teenwoordigheid, dat hulle die meubelmente kan regmaak. Daar's 'n plan. Daar's 'n doel vir my en vir jou. Hoor, daar's 'n doel, daar's 'n plan, daar's iets vir jou in hierdie kerk. Wil God hê dat hierdie kerk 50% moet funksioneer? Wat dink jy? Wel, ons nasionale standaard is 30% om jou eksamen te slaag. Wel dan, jy het jou matriek geslaag op 30%. Wat dink jy is God se plan? Ek het een gedeelte wat ek nog met jou moet deel. En hier gaan alles mooi saamvat, Matteus 8. En dis 'n gedeelte wat baie mense op verskillende maniere verstaan. Maar kom ons blaai na Matteus 8 toe. En ons lees daar vanaf vers 5 af. Hy sê, en nadat Jesus in Kapernaum ingegaan het, kom daar 'n hoofman oor 100 na hom toe en smeek hom en sê, Here, my knegt lê tuis verlam en hy ly ewige pyne. Daarop sê Jesus vir hom, ek sal kom en hom gesond maak, en die hoofman oor 100 antwoord en sê, Here, ek is nie werd dat jy onder my dak inkom nie, maar spreek net die woord en my knegt sal gesond word. Want ek is ook 'n man onder gesag en ek het soldate onder my en vir hierdie een sê ek gaan en hy gaan en vir 'n ander een kom en hy kom en vir my diensknegt doen dit en hy doen dit. En toe Jesus dit hoor, het hy hom verwonder en sy volgelinge gesê, voorwaar ek sê vir julle, selfs in Israel, nie net in Kapernaum nie. Oh my goodness. Selfs in Israel het ek so groot geloof nie gevind nie. Met verwysing na wie? 'n heiden. Weet jy wat noem Jesus sy disippels? O, ye of little faith. O, klein gelowiges. En hier kom Jesus en hy verwys na 'n Romeinse soldaat. Eintlik iemand teen wie die Jode in opstand is en hulle is nie gemaklik met mekaar nie. Maar hy verwys na hierdie Romeinse soldaat en hy sê, in die hele Israel het ek nêrens so groot geloof gesien nie. Oh my goodness.
En ek kyk na hierdie gedeelte en eintlik wonder ek, hoe maak Jesus hierdie stelling op grond van wat hierdie hoofman vir hom sê? Want ek kyk na wat hierdie hoofman sê. Hy sê, Here, U hoef net die woord te spreek. Hy sê, want ek ken gesag, ek is 'n man onder gesag. En omdat ek onder gesag is, verstaan ek dat die gesag wat bo my aangestel het, is, as dit vir my sê om iets te doen, dan doen ek dit. En net so doen ek dit met die wat onder my is. As ek vir hom sê, gaan, dan gaan hy. Hy sê, so al wat ek nodig het, want ek verstaan gesag en ek erken, die autoriteit is hoër as enigiets anders op hierdie plek. Hy sê, spreek net die woord en ek weet, dit sal gebeur. En Jesus sê, nêrens het ek so groot geloof gevind in Israel nie. Nêrens onder die Jode, nêrens. Wat het hierdie man verstaan? Hy het verstaan wat dit beteken om te luister en te doen. Hy het verstaan wat dit beteken om gehoorsaam te wees. Hy het nie gevra, maar hoekom kan ons dit nie op 'n ander manier doen nie? Hoekom kan ons dit nie aanpas nie? Hy sê, daar is nie ruimte nie, want ons verstaan die gesag wat bo ons is, en want ons die gesag verstaan, kies ek om te doen. Kerk, ek wil meer as enigiets anders. Wil ek die koninkryk van God sien, beginne funksioneer, soos wat God het bedoel het om te funksioneer. Maar ek en jy moet 'n besluit neem rondom gehoorsaamheid aan God se woord. Sien, soms het ons te veel kursusse deurgegaan. En ons dink ons is te goed geleerd. Dat as die Here na ons toe sou kom en vir ons iets sou sê, dan is ons vol verskonings en ander planne. Maar terselfdertyd verwag ons dat die koninkryk van God moet funksioneer. Maar op 'n wêreldse plan. Dis nie hoe dit werk nie. Kerk. Ons moet terugkeer na gehoorsaamheid toe. Wat sê die Here vir my? En wat doen ek? En hoe kies ek om dit te doen? Ja, maar dan gaan dit nie meer so lekker wees nie. Vra vir my seuns of hulle hou van gras sny. Maar as ek net verby die huis gery het, in Saab het ons baie gras gesny. Hou hom dop. Okay. Ek wil net sê, sê die gras van ons lyk langer as die ander. Die mense hier om ons. Papa, ons sal gras sny, moenie worry nie. Nie omdat ek hulle dreig nie. Nie omdat ek hulle toesluit in die kamer nie. Hey. Is omdat hulle lief is vir my. Julle mis dit nou. En omdat ek lief is vir hulle. En ek vir hulle alles sal doen. En ek niks in my hart het
behalwe dat dit met hulle moet goed gaan nie. En daarom sal hulle vertrou my. Al is dit nie vir hulle lekker nie. Hierdie kerk kan funksioneer op 'n vlak wat hy nog nooit gefunksioneer het nie. As ons kies om te doen wat die Here vir ons sê om te doen. Wat die Here in ons hart gesit het. Onthou julle ek nou gesê, hierdie kerk het 'n groot rol wat hy moet speel in die gemeenskap en in Potchefstroom. Weet jy wanneer word dit geaktiveer? Eers wanneer ons dit hier ontdek. Jy sien, ons wil die wêreld wen. Maar ons weet nie hoe dit is om mekaar lief te hê nie. Ons weet nie hoe dit is om gras te sny nie. Maar ons wil die wêreld wen. Ek wil hê jy moet, en soos ek vir jou gesê het, hierdie week, wil ek jy moet bietjie tyd maak saam met die Here. Ek vra hierdie vraag, Here, hoekom is ek Sondag by Volle Evangelie Kerk, Potchefstroom? Wat wil jy hê moet ek daar doen? Wat is my rol? Ek wil eerlikwaar vir jou sê, as jy kerk soek wat jou gaan entertain, skuif eerder verby, want ek gaan jou frustreer. Ek gaan vir jou sê, die gras is 'n bietjie lank. En jy gaan vir my sê, maar ek hou nie daarvan nie. Ek gaan sê, maar gelukkig. Gelukkig is ek hier, om saam met jou dit te doen. My grootste bekommernis op hierdie stadium is, hoe werk ek met 'n ledetal van 350 plus? Hoe gaan ek by almal uitkom? Dis my grasny. En die Here sê net vir my, ek is lief vir jou. Ek weet jy sal dit kan doen. Ja, dis my bekommernis. Okay. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, jy moet doen wat die Here vir jou sê om te doen. Ek wil vanmôre vir jou sê, jy moet aanmeld. As ek vanmôre sou vra, wie van julle voel dat ons vir ons kinders moet bid en moet belê in ons kinders se lewe? Ons kindertjies, hierdie kinders, hier by die kinderkerk. Wie wil hê ons kindertjies moet in die hande van die vyand val? Is daar so iemand? Is daar iemand in hierdie plek wat sal voel, weet as daar iets is wat ek kan doen om dit te verhoed, dan sal ek dit doen. Okay?
Ek glo, ons almal sal dit wil keer. Jy weet, en as ek 'n aandeel kan hê om miskien ietsie te leer wat hulle vir die res van hulle lewe gaan invat en sê, Jesus, ek het 'n oom onthou met 'n groot neus en groot ore, nee. Jy weet, en hy, yes, hy het hierdie vir my gesê. En dit het my lewe gevorm. Wat 'n getuienis. Weet jy hoe dit my hart gebreek? Toe ek hoor Emmy met die kruiskiets. Is eintlik, jy weet, doen sy so baie kere dinge alleen. Om ander ouers se kinders te leer van Jesus. Hulle met die kinderkerk, hulle het helpertjies en ek is dankbaar vir al die helpers. Weet jy wat breek my hart? As Emmy na my toe sal kom en sê, sy kan nie meer nie. Dan sal ek vir sê, ek verstaan. Ek is jammer, jy moes dit vir so lank alleen doen. Want dis nie hoe dit moet wees nie. Okay. So wat sê God vir jou? Wat is dit wat jy moet doen? So kom ons doen dit. Hierdie is die veilige plek wat die Here vir ons gegee het. Kom ons leer. Kom ons groei. Kom ons verander. Kom ons leer gehoorsaamheid hier, sodat ons gestuur kan word vir dit wat ons buite moet doen, as 'n liggaam. Okay. So God is met julle. Maak dit jou oë toe vir 'n oomblik. Ek spreek oor jou. Deurbraak op deurbraak. Ek spreek dat die Here aan jou sal openbaar waar hy jou nodig het, sodat hierdie liggaam sal begin funksioneer soos wat hy nog nooit gefunksioneer het nie. Ek stel nie belang in 'n naam nie. Ek stel belang aan die tekens van wat verrig moet word. Die Here, soos wat ons in eenheid saam is, profeteer ek wonderwerke. Nie net oor die mense hier nie, ek profeteer wonderwerke deur hierdie mense. Daai gedeelte in die woord waar hy sê, en groter werke as dit sal ons doen. Ek profeteer dit oor hierdie gemeente, ek profeteer dit oor elke persoon in hierdie plek. Ek profeteer dat die dooie sal opstaan. Ek profeteer dat wanneer die woord sal uitgaan, lig en lewe sal val. Ek profeteer dat waar die woord sal trek, fondasies geskit sal word. Ek profeteer, Here, dat hierdie woorde liefde sal bring, waar daar nog nooit was nie. Versoening en vergifnis. Op elke plek van seer. Here, ek profeteer, dat soos wat ons hande uitstrek, in die atmosfeer, die frekwensie van die atmosfeer sal verander. Soos wat ons hande uitstrek, die atmosfeer sal verander. Daar 'n orde gebring sal word, Here, dat lig sal manifesteer,
Dat lig sal penetreer op plekke wat nog nooit was nie. Dank Here, soos wat ons hande uitstrek om iemand te ontvang. Dat daar die eerste aanraking, daar die eerste drukkie, daar die eerste vertroosting, Here. Alle seer wat ervaar is, wat veroorsaak is, sal verwyder word in die naam van Jesus. Here, ek profeteer soos wat ons kyk, dat ons sal sien wat ons nog nooit gesien het nie. Ek profeteer, Here, soos wat hierdie liggaam funksioneer, as 'n volwasse man, Here, dat gedoen sal word wat nog nooit gedoen was nie. Thy kingdom come, thy will be done, on earth, in Potchefstroom, in ons families, in Suid-Afrika, as it is in heaven. In the mighty name of Jesus. Glory, glory,